Goeiemiddag en welkom terug. Vandag gaan ons julle nie om die bos lei nie. Ons gaan reguit na die hart van die saak. Ons gaan praat oor die heilige koei van die westerse geskiedenis. Die een gebeurtenis waarop miljoene mense hulle hele lewensbeskouing, hulle hoop en hulle vrees baseer. Ek praat natuurlik van die opstanding van Jesus. Na aanleiding van Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 15. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Vir baie van julle wat kyk, is dit 'n vanselfspreke waarheid. Dit is die fondasie. Jesus het opgestaan, daarom lewe ek. Ons hoor dit elke Paasfees. Dit word gesing in gesange, maar word aan ons verkoop as die mees gedokumenteerde feit in antieke geskiedenis. Maar is dit wel? As ons vir 'n oomblik die emosie eenkant toe skuif, as ons die amen en die orgelmusiek afskakel en ons sit ons speurderhoed op, wat bly oor? As ons die opstanding hanteer soos enige ander historiese eis, soos die moord op Julius Caesar of die slag van Waterloo, sou dit water hou? Of is ons besig om na 'n storie te kyk wat so oud is, so vol gate is en so deurdrenk is met mitologie, dat dit eintlik skreeu om die masker van geloof te breek? Vandag vra ons die ongemaklike vrae. Vandag kyk ons na die bewyse, of eerder die gebrek daarvan. Kom ons begin by die wêreld buite die Bybel. Stel jouself voor, iets gebeur vandag wat die natuurwette breek. Byvoorbeeld, iemand staan op uit die dood. Die grafte gaan oop, die son verduister, die aarde skud. Sou dit die nuus haal? Sou iemand daaroor op Facebook post? Verseker. Nou, die eerste eeu was nie die middeleeue nie. Die Romeine was obsessiewe rekordhouers. Hulle het alles neergeskryf, van belastingrekords tot die bewegings van troepe. Jerusalem was 'n sentrale spulpunt. Tog, hier is die skokkende feit. Geen enkele tydgenootlike historikus, niemand wat geleef het terwyl Jesus geleef het nie, maak melding van die opstanding nie. Ek praat nie van Christelike skrywers wat dekades later gebore is nie. Ek praat van die mense op die grond. Daar was skrywers soos Philo van Alexandrië. Hy het uitgebreid oor die Jode geskryf in daardie tyd. Hy sê niks. Justus van Tiberius, hy was in Galilea, niks. Plinius die Ouere, niks. Dan is daar die grootste probleem, naamlik Matteus 27. In die evangelie van Matteus word daar beweer dat toe Jesus sterf en opstaan, die grafte van baie heiliges oopgegaan het, dat die dooie mense uit die grafte geklim het en in die stad van Jerusalem begin rondloop het en aan baie mense verskyn het. Dink 'n bietjie hieroor na. Ons praat hier van 'n leer van dooies, zombies as jy wil, wat deur Jerusalem stap. En tog, Josefus, die beroemde Joodse historikus wat 'n geskiedenis van die Jode geskryf het, noem dit glad nie. Geen Romeinse gouverneur stuur 'n brief na Rome om te sê, hey, stuur troepe, ons het 'n probleem hier, die dooies loop rond in die stad. Die wêreld was stil, doodstil. As jy bewyse soek dat Jesus uit die graf geklim het, moet jy ook verduidelik hoe die res van die wêreld wat daar was, blykbaar nie gesien het hoe dit gebeur het nie. Die harde realiteit is, die wêreld weet niks daarvan nie. Want histories gesproke
het dit waarskynlik nie gebeur nie. Dit is 'n stilte wat boekdele spreek. Maar wag, sê jy dalk, ons het ooggetuies, ons het die evangelies, ons het Markus, Lukas, Johannes. Kom ons kyk na hulle. In 'n hofsaak is die betroubaarheid van getuies alles. As 4 mense 'n ongeluk sien en almal vertel 'n effens ander storie, is dit verstaanbaar. Maar as hulle stories mekaar heeltemal weerspreek oor die mees basiese feite, word die saak uitgegooi. Kom ons lees die verslae van die opstanding langs mekaar. Dis soos 'n poel vol teenstrydighede. Eerstens, wie het die graf eerste gesien? Markus sê dit was 3 vroue, Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Salome. Matteus sê dit was 2, Maria Magdalena en die ander Maria. Johannes sê dit was net Maria Magdalena alleen. Tweedens, wanneer het dit gebeur? Markus sê dit was na sonsopkoms. Johannes is baie spesifiek, dit was nog donker. Derdens, wat van die klip voor die graf? In Markus kom die vroue daaraan en die klip is reeds weggerol. Hulle wonder nog wie dit gaan doen en dan sien hulle dis klaar gedoen. Maar in Matteus, nee. In Matteus gebeur dit live. Daar is 'n aardbewing. 'n Engel daal uit die hemel neer en rol die klip voor hulle oë weg. Dis soos 'n Hollywood blockbuster. Hoe kan albei waar wees? Was die klip al weg of het 'n engel dit kom wegrol terwyl hulle kyk? En vierdens, en dalk die belangrikste, waar het Jesus heen gegaan? Matteus sê vir ons die disippels moet na Galilea gaan. Dis kilometers ver om hom te sien. Maar Lukas sê Jesus het hulle beveel om in Jerusalem te bly. Volgens Lukas gebeur al die verskynings in en om Jerusalem. Dit is nie klein detailtjies hierdie nie. Dit is fundamentele verskille in die storielyn. Hulle lieg nie net oor die tydsverloop nie. Hulle wys dat die skrywers nie eers eendragtig kan wees oor basiese feite nie. Dit lyk nie soos geskiedenis nie, dit lyk soos legendes wat oor tyd gegroei het, soos die storie van die vis wat weggekom het. Elke keer as die storie vertel word, word die vis groter en die detail meer dramaties. Die eerste skrywer in die Nuwe Testament is nie Matteus, Markus, Lukas of Johannes nie, dis Paulus. Paulus het sy briewe geskryf so 20 tot 25 jaar na Jesus se dood. Die evangelies is baie later eers geskryf, sommige 40 tot 60 jaar later. As ons lees wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, kry ons 'n heel ander prentjie. Paulus noem nie 'n leë graf nie. Hy noem nie aardbewings nie. Hy noem geen vroue by die graf nie. Hy noem geen wagte nie. Hy noem geen fisiese liggaam wat jy aan kan vat en wat vis eet nie. Wat sê Paulus? Hy praat van verskynings. Hy sê Jesus het aan Petrus verskyn, toe aan die 12 en laastens aan homself. Paulus plaas sy eie visioen, wat later op die pad na Damaskus gebeur het, in dieselfde kategorie as die disippels se ervaring. Vir Paulus was die opstanding 'n geestelike ervaring, 'n visioen, 'n droom. Dit lyk asof die storie begin het as visioene en drome. En soos die dekades verbygegaan het, het die storie harder geword en meer fisies geword. Eers was dit net 'n gees, en toe was daar 'n leë graf, en toe was daar engele, en toe eet hy vis saam met hulle, en uiteindelik kan Thomas sy vingers in die wonde steek. Sien julle die patroon? Dit is die evolusie van 'n mite, nie die rekord van 'n historiese gebeurtenis nie. So, waartoe laat dit ons? As jy vandag bewyse soek, regte bewyse, staan jy met leë hande. Geen Romeinse rekords, geen Joodse geskrifte, geen onafhanklike ooggetuies,
En die bronne wat jy wel het, die Bybelboeke, weerspreek mekaar tot die stof staan. Jy mag glo dat jy die waarheid ken, maar die realiteit is, jy glo 'n verhaal. Dis geloof gemeng met hoop en tradisie, nie feite nie. En ek weet, dis nie maklik om te hoor nie. Dis pynlik om te oorweeg dat die verhaal waarop jy dalk jou hele lewe gebou het, dalk net dit is, 'n verhaal. 'n Baie mooi, magtige verhaal, maar tog net 'n storie. Die vraag is, hoekom glo jy dit? Glo jy dit omdat dit waar is, of glo jy dit omdat dit jou laat goed voel? Omdat dit die dood minder aanswekkend maak? Ons moet versigtig wees. 'n Geloof wat wetenskaplike feite en historiese realiteit probeer vervang met mites is gevaarlik. Soos iemand eendag gesê het, 'n huis van kaarte. En die wêreld met sy harde wetenskap en onversoenbare waarheid gaan nie wag om daardie kaartehuis om te waai nie. Ek vra nie dat jy vandag jou geloof moet weggooi nie. Ek vra net, wees eerlik oor wat dit is. Moenie maak asof dit feite is nie. As jy regtig in waarheid belangstel, moet jy bereid wees om die moeilike vrae te vra. Want hier is die verskil. Waarheid gee jou vryheid. Blinde geloof hou jou gevange in 'n illusie. Wat gaan jy hierdie keer doen? Gaan jy jou kop in die sand steek en dink, ag, alles is seker maar reg, of gaan jy begin lees, begin ondersoek instel en die moed hê om te kyk waar jou feite jou lei? As jy eerlik wil wees, as jy gereed is om harde vrae te takel, sluit aan by ons. Klik op daai subscribe knoppie, kom stap die pad van waarheid saam, waarheen dit ook al lei. Baie dankie dat julle ingeskakel het, tot volgende keer.